Ek het vanmôre 'n baie ernstige woord wat ek tot julle harte wil spreek. Ek dink ek het al 'n keer of twee oor hierdie woord gepreek en ek dink ek het al mense hoor preek daaroor. Jesegiel 37 vers 1 tot, ons gaan vanmôre net tot vers 9 gesels. Die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek het geantwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat kom en vel oor julle trek en gees in julle gee sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Ek verstom my oor Bethesda. Dis 'n baie snaakse kerk, pastoor. Die helfte van Bethesda besluit wanneer hy kerk toe gaan en wanneer hy nie gaan nie. Geen commitment nie. Dan sê daar, dan sê weg. Dan sê hier, dan sê daar. Dus het vra nou reg vir een van die jong meisiekinders daar by die koffieshop, praat so oor kerk en oor die Here, vra, in watter kerk is jy? Nee, sê hulle, ek gaan nie kerk se naam nou, hulle is daar somewhere, en sy vra nou, en die pastoor, wie is die pastoor? Sê, ek glo nie sy die naam geken nie. En ek vra vir haar, hoe preek die ou? Sy sê, hy preek veilig. As 'n gemeentelid weet dat 'n pastoor veilig preek, hulle het nou 'n pastoor verstaan ek geskiet in Amerika, né? Weet jy ook om hom geskiet, omdat hy die waarheid praat? Ek het nog nooit in hierdie gemeente gecompromise met die woord van God nie. Ek het nog nooit in hierdie gemeente die woord van God gesugarcoat, laat mense dit moet like nie. Ek preek dit vir jou, wat God vir my sê om vir jou te sê. En dis dalk die rede, Tannie Marie, dat party dorbene word. Dis dalk die rede hoekom party moeg word. Dis dalk die rede hoekom party voel hulle kan die pas nie volhou nie. Maar om kind van God te wees is om 'n verhouding met God te hê. Nou nie benoud raak nie, ek gaan mooi met u gesels vanmôre. Die hand van die Here was op my. En terwyl ek dit lees, wonder ek by myself, wanneer laas dink ek het God se hand op my gewees? Wanneer laas het ek, wat is die woord? Die feeling gehad dat ek nou nie teenwoordigheid van God was. Julle ken mos daai ding. Wanneer ons bid en wanneer ons toewy en dan kom daar 'n ding en dan skielik voel ek hier's die teenwoordigheid van die Here en daar's besig, dan gebeur daar sekere dinge met my, ek begin huil en ek begin worship en julle ken mos daai ding. Maar wanneer laas moes ek vir myself vra, het ek hierdie feeling gehad? Om te sê dat die hand van die Here was op my. Openbaring 1 se lees ons waar Johannes sê, ek was in die gees op die dag van die Here. Wanneer laas was ek in die gees? Jy sien, dit moet ek nou vanmôre voor die gees van God antwoord. Ek gee vir u wat die Here vir my gee. En weet jy wat, vir 2 weke, en ons was hierdie week weg gewees en ek het baie tyd gehad om stil te wees en die Here het my behoorlik by mekaar gemaak. So ek staan nie vanmôre hierso en ek dink ek is 'n bruidspak en ek dink nou gaan ek lekker met julle beklei of raas of preek nie. Maar die gees van God vra vir my, wanneer laas was jy in my teenwoordigheid gewees? En hy sê, terwyl ek in die gees van die Here was, terwyl die hand van die Here op my was, het hy my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in 'n laagte. Weer vra ek myself die vraag af,
Wanneer laas was ek in die gees van die Here sodat ek 'n visioen van God gehad het? Dit lyk my die kerk het sy visioen verloor. Dit lyk party daar vir my of Bethesda sy visioen verloor het. Hy het my neergesit in die laagte en hy sê dit wat hy gesien het was vol bene en hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte bene gelê. Sou ons na Randfontein oor die algeheel kyk, dan sien ek 'n dal van doodsbenere. Mense wil God nie meer dien nie. Die kerk word gebruik vir begrafnis en vir troues. Dan is ons baie. Miskien is die rede die Samies, ek weet nie. Met begrafnisse en troues is die kerke vol. Maar wanneer dit tyd geword het om na die woord van God te luister en hom te aanbid vir wie hy is, dan word ons uitgedun. Ek dank God vir julle wat vanmôre in hierdie plek is. Ek dank die Here vir julle, want hier sit die getroues. Maar nou moet ek ongelukkig vanmôre, moet ek met jou gesels wat die Here vir my gesê het, en is nou op papier, so nou kan jy na hulle toe gaan wat ons mis, en vir hom sê, so die Here gesê. Ek kan vanmôre, ek was by die Here gewees, ek kan vanmôre vir jou sê, so sê die Here. En kyk, tweede maal, en kyk, hulle was baie dor. Nou vra ek jou vanmôre die vraag, kind van God, wat sien jy? Pastoor Steyn is lief vir dit. Ons praat gedurig deur ons met onsself. En wat sê ek vir myself? Wat sien ek vanmôre in my lewe? En ek wil hê dat jy iets sal raak sien. Dien ek die Here of is ek besig om te dink ek dien die Here? Kom ons kyk mekaar in die oë, geliefde kind van God. Ek moet vanmôre dink, ek moet vanmôre skiem, Tannie Marie, dien ek regtig die Here? En ek wil nou nie oor hierdie ding ras in die vorige boodskap was die swart gemeente hier gewees, baie mense het hier tot tits gekry en baie wou loop en dink dis ook baie nog weg is, hulle het gedink hier gaan dalk nog 'n paar oudjies wees. Ek het dit met 'n doel gedoen. Ek het met 'n doel, daai gemeente was al 3 keer by Lizet gewees by die koffieshop waar hulle lesings gehad het oor gebed en oor whatever dit is. En ek het gehoor hoe daai ouens bid. En toe het ek gedog, ek gaan hulle hiernatoe nooi sodat ons wat bidmense is, wat hulle geleer het om kerk toe te gaan, wat vergeet het hoe om te bid, dat ons net weer vir 'n oomblik kan onthou hoe klink dit wanneer mense God loof en prys. Maar hulle het dit nie gelyk nie. Dit was 'n verskriklike ding geweest. Ons het amper die blou aapstype gekry. Blou wildebees agteroor trek siekte toe ek gisterand 'n koppie padkoubus moet klim. Party wil loop. Hulle like dit nie. For whatever the reason might be. Maar ek was bietjie spiteful geweest, want ek wou graag gehad het dat jy somewhere sal recall waaroor ons godsdiens gaan, hè, George. Ons het so finetjie geraak, ons het so upstairs geraak, ek kan skaars praat, en nou gaan baie veel vir my kwaad word, is fyn, volgende Sondag praat ek oor die roering wat gekom het. En ek challenge jou nie vanmôre om vir my kwaad te word, ek challenge jou om te hoor wat ek vir jou sê, wat God vir my gesê het, ek vir jou moet sê. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, en ek vergeet aan 'n kerk, ek weet nie hoe dit dag gaan nie, ek ken hulle nie, Bethesda is besig om in die slaap te raak.
Jy sê, hoe kan jy so sê? Dit is gewoonlik in die valleys van ons lewe waar God tot ons deurdring. Dit is in die valleys waar ons gou na ons Bybels toe gryp en skietgebedjies opsê. Wanneer ons on top of the mountain is ons in beheer. Kom ons dink daaraan. Wanneer alles goed gaan, alles is great, alles is kwaai, dan is ek in beheer. I call the shots. But when things changes, and when I'm down in the valley, problems. Jy sien, wanneer dit met my goed gaan in my lewe, dan het ek God nie so nodig nie. Dan bid ek nie so hard nie. Maar wanneer ek God nodig het, when I'm down in the valley, dan hoef ek nie hierdie gebede te bid dat ek spoegspat nie. Al wat hy wil hê is, come talk to me. Die Laodiceense kerk is die tyd waarin ons lewe, die kerk van menseregte. Ek dien die Here wanneer ek wil, ek kom kerk toe wanneer ek wil, ek maak soos ek wil, het ryk en verryk geword en het aan niks gebrek nie. Daar is sommige wat aan niks gebrek het nie. Ek praat vanoggend met mense wie hoop verloor het, wat lank vir antwoorde wag en voel dat hulle moed wil opgee en dat niemand meer omgee nie. Klaar gepraat oor die ander goed. Vanmôre praat ek met hulle wat God nodig het. Dit is wanneer dinge vir ons onmoontlik lyk, wanneer ons in 'n plek van verlatenheid bevind, die woestyne van ons lewe, dat die Heilige Gees ons herinner aan die woorde van die Here Jesus. By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Ek weet nie met wie praat die Here vanmôre nie. Die Here sou nie verniet die woord op my hart gelê het nie. Daar's vanmôre hulle wat in hierdie valleys van hierdie lewe is. Jy weet nie meer wat te kan doen nie. Jy weet nie meer wat om te sê nie. Jy weet nie meer hoe om te bid nie. Jy het al jou gebede en jou hartsbegeertes voor God uitgestort, but still there's no voice. Dis egter in hierdie tye van misfortune waar ons geloof wankel, alhoewel ons glo dat God alles kan doen en steeds twyfel aan die outcome. Ek wil vir iets lees. Romeine 4 in die Amplified Bible sê, He was appointed our father, die Bybel praat van Abraham, in the sight of God in whom he believed. Ek wil hê, kind van God, dat jy moet vanmôre vir 'n oomblik deur die brille of deur die oë van God kyk. Vergeet nou vir 'n oomblik die stoele is leeg en bly vanmôre op jouself konsentreer. Ek wil hê jy moet vanmôre na jouself kyk met die oë waarna God met jou kyk. He who gives life to the dead and speak of the non-existent things that he has foretold and promised as if they already existed. Ek wil hê jy moet vanmôre mooi luister wat ek vir jou sê. He who gives life to the dead and speak to the non-existent things. Wat is die non-existent things wat in jou lewe is, wat jy God al so lank vra? And it just does not happen. For Abraham, human reason for hope being gone. Hoeveel van ons kinders van die Here se hoop het klaar verlore gegaan? Jy hoef nie hand op te steek.
Daar sekere dinge in die lewe wat ons hoop, wat ons op begeer, wat ons vir God vra, en hierdie dinge vir 'n baie lang tyd. Ek wou 'n klomp verse uit Job gekwoteer het. Hy sê my ingewande kook sonder ophou. Hy sê my dae gaan verby soos 'n wewerspoel. Want as die preek te lank, dan kom jy nie volgende Sondag nie. En ek het volgende Sondag 'n sterk woord wat ek vir julle wil gee. Hoped on in faith that he should become the father of many nations, as he had been promised. Ek wil jou vanmôre vra, kind van die Here, wat het God se woord al deur die prediking of deur jou eie Bybelstudie, wat het God al alles vir jou beloof? Baie. Het ek dit gekry? Kom ons wees eerlik. Ek het nie alles gekry. En hoop teen hoop glo ek dat somewhere, somehow, something will happen. Maar weet julle wat? Hoe langer ons wag, hoe moedeloser word ons. Miskien praat ek nie van julle nie, miskien getuig ek maar net van myself vanoggend, dat ek moes introspeksie doen en kyk of wat, want ek is by die dien deurskynend vir hom, hy weet wanneer ek skynheilig is en maak of ek alright is. In die meantime is ons nie alright nie. He did not weaken in faith when he considered the utter impotence of his own body, which was as good as dead. Die Here sê vir Jesegiel, kyk waar ek jou neergesit het. Kyk, sien. En nou kyk Abraham na sy eie body wat so goed soos dood. Hy was dood. En hy kyk na Sarah wat barren was, sy kon nie kinders hê nie. En die Here sê, kyk na dit wat jy in jou toestand is. Kyk wat is in jou lewe aan die gang. Maar ek het vir jou 'n promise. He did not weaken in faith when he considered the utter impotence of his own body. No unbelief or distrust made him waver or doubting or questioning concerning the promise of God, but he grew strong as he was empowered. Jy sien, kind van die Here, ons met hierdie empowerment ding, moet ons somewhere begin snap. Ek moet vir jou sê dat ek weet nie hoeveel keer ek word nie empowered nie. Nou klink dit of ek 'n baie slegte pastoor is. Ek gee nie om wat jy dink nie. Maar ek moet eerlik wees met myself, want wanneer God se woord met my praat, moet ek luister. Beteken God het iets in my raak gesien en hy wil vir my sê, kyk na jou weaknesses because why I want to do something for you. Ek voel nie altyd empowered nie. Wanneer ek see toe gaan en bietjie gaan rus en ek hoor die 27 mense in die diens, dan voel ek nie empowered nie. Dan wonder ek, wat die hel het nou gebeur? Ekskuus vir my kanseltaal. Fully satisfied and assured that God was able and mighty to keep his woord. Het jy geweet, kind van God, dat God hou sy woord? God hou sy woord. Numeri 23 vers 19, God is not a man that he should lie, nor the son of man that he repent. God sê nie, ekskuus, ek het nie jou bedoel nie, Boetsnyman. God repent nie sy woord nie. Dis hoekom hy 'n boek laat skrywe het, sodat u en ek die evidence het van dit wat God gesê het. En dan sê Johannes 15 vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Pastor, ek het al baie geval oor daai skrif. En wanneer ek na myself gaan kyk, dan lyk dit vir my dat ek het somewhere nie in die woord gebly nie, want God is not a man that he should lie. Dis egter in tye van hierdie misfortune waar ons geloof wankel, alhoewel ons glo dat God alles kan doen.
En nog steeds twyfel ons aan die outcome. Wanneer ons na ons omstandighede kyk en sien hoe onmoontlik dit lyk, of dit nou die kerk is, huweliksprobleme, finansies, verhoudinge of ons daaglikse behoefte, maak nie saak nie. Daar is altyd 'n possibility van 'n beter lewe, want God het gesê. Die Here laat 'n storie opskryf in die Bybel om ons te verduidelik hoe hy werk. Die droë bene, ek weet God het hier met Israel en van Israel gepraat. En ons sien dit besig om te gebeur. Maar daar is ook 'n les, 1 Korintiërs 10, wanneer jy daai gedeelte gaan lees, gaan hy sê dat hierdie dinge het alles gebeur en is vir ons opgeskrywe sodat ons uit hulle foute uit kan leer. Die droë bene in ons lewe getuig van ons swakheid, die idee van dat alles verby is, dat God my nie meer liefhet nie, ek in 'n hopelose toestand is waarin ons onsself van tyd tot tyd bevind. Vir baie lang tyd het hierdie dorbene in die son gelê en hulle was wit gebrand, baie dor, alle hoop was gone. Jy sien, die Here is eintlik verskriklik brilliant. Die Here lyk om snaakse goed te gebruik om tot my en jou deur te bring. Hy gebruik vir Abraham en vir Sarah wat 90 jaar oud was. Sarah was barren, sy kon nooit in haar lewe kinders gekry het nie. Abraham het 'n toppie geword, hy kon nie meer kinders hê nie. Nou gebruik God hulle en hy sê kom ek wys vir julle wat maak ek met iemand as ek hom gekies het. Wanneer ek hom 'n belofte gegee het, is ek die waarmaker van sy woord. Joël 2 sê, hy's magtig die uitvoerder van sy woord. En nou gebruik hy 2 ou mense en hy begin 'n nasie. Hy vat vir Jesegiel en daar's hordes voorbeelde in die Bybel waar die Here probeer om tot ons deur te dring om te sê dat as ek iets in my woord gesê het, sal ek dit vir jou doen. En weet julle wat is die hartseer ding van hierdie ding, Martin? Ons glo dit. Ons glo God kan gesond maak. Ek glo dit met my hele wese, met my hele siel, maar nou bid ek vir die siekes, dan word hulle nie gesond nie. Ons glo die woord van die Here. Jesaja 42 vers 22, en tog is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Hulle is almal gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse. Hulle het buit geword sonder dat iemand red. 'n Plundering sonder dat iemand sê, gee terug. Dis die toestand waarin die kerk is. Ons lewe in hierdie klein tronk selletjies. Gister is dieselfde as vandag, nothing happens. Ek gaan uit my ou tronk deurtjie in die oggende, dan gaan doen ek my job. Vanaand kom ek terug en same old story. Ons is gebonde in kerkers omdat ons glo, maar ons glo nie. Ons sit in ons omstandighede en ons word so depressed dat ons kan doodgaan en nou voel ons dat ek is nie goed genoeg om God te dien nie. Ek voel ek is nie meer werd om 'n kind van God te wees en in die meantime lees ons nie mooi wat die woord van God sê nie, want die woord van God sê ek het jou lief en jy is vir my kosbaar. Jesaja 60 vers 1 sê in die Amplified, arise is a change of position from the depression and the prostration in which circumstances. Wat is die circumstances van jou lewe, hierdie dorbene? En wat is circumstances? Wat is in Afrikaans? Omstandighede. Wat is die omstandighede in jou lewe wat maak dat jy voel jy is in 'n plek van verlorenheid? Gisterand toe ons vlieg en ek sit in 'n aeroplane en ek kan nêrens heen hardloop nie en ek check hierdie donker wolke wat hier onder voel en daar's weerlig en ek skiem die weerlig in die aeroplane raak slaan en ek kyk na al hierdie goed en daar waar dit so rooi is op die ding, lyk vir my as ek sê vir hulle dit voel of ek deur die hel vlieg. Sy probeer my moed inpraat, ek luister nie eers vir haar nie.
En weet jy wat, kind van die Here, ons kyk na ons omstandighede waarin ons is. En ek voel ek kan niks omtrent dit doen nie. En hoewel sy vir my sê, relax, daar gaan niks gebeur nie, ons gaan nou land, wil ek niks van, ek druk my ore so toe dat my kop seer is. Ek wil nie hoor hoe suffer hierdie engine om deur daai turbulence te gaan. Ek wil niks hoor nie, ek wil niks voel nie, ek wil net sit en wil ek hoor ons gaan nou land. En weet julle wat, dis wat met ons gebeur. Ons sit in hierdie omstandighede en die Gees van God praat met my, maar ek voel so verwerk. Ek voel so skuldig, want ek het vergeet om gisteraand te bid, en ek het vergeet om vanoggend te bid. En nou het ek myself 'n outcast gemaak, ek het myself in my tronkie toegesluit, waar God eintlik vir my staan en wag om te sê, hoe kan ek jou help? In which circumstances have kept you, rise to your new life. Definisie van depression is a low state of strength. Kom ek jou een ding sê, die kerk het sy krag verloor. En toe ons die krag van God geopenbaar sien, toe word ons kwaad. Dis jammer is op YouTube die ding, as ek nou 'n paar ander goed ook gesê. Miskien moet ek dit sê, dan kan jy dit kat. Here Jesus, help ons. Definisie van depression, a low state of strength, the act of pressing down, a prolonged period of finance and commercial stagnation, restricted credit and general distress. Prostration beteken the act of lying flat, the act of falling down. Great depression of reduction of strength and spirit, to reduce to nothing. Weet jy wat se fout? En nou praat ek weer van myself. Ek moet by myself verbykom. Ek staan in God se pad om te werk. Deur my ongeloof, deur my harde kopgeit en dat ek nie wil luister nie. Die vraag is vanmôre, wil ek regtig opstaan? Vir party mense is dit lekker om in die valleys van die lewe te wees. Kom ek gou ruggie krap. Hier is die naaste gewees, ek moes jou gebruik dan nie. Die Here vra vir Esegiel, mensekind, wanneer jy praat van mensekind, praat jy van die natural, die natuurlike mens, die vlees. Mensekind, kan hierdie bene lewendig word, supernatural. Nou wanneer ons vanmôre met die natural praat oor die supernatural, dan bly ons stil. Mensekind, sal hierdie bene weer lewendig word? En hy antwoord soos een, ek sal antwoord, Here, Here, U weet dit. Hy pas die bak. Renier, kan die Here dit doen? Kan die Here dooie bene lewendig maak? Natuurlik kan hy. Ons gaan almal sê hy kan. Glo jy dit? Doen hy dit? Nee, jy jok. As ek in die valleie van hierdie lewe staan en die Here vra vir my, Boet, kan hierdie dinge lewendig? Dan sê ek, natuurlik kan hy, want ek glo God se woord. En pastor, ek weet nie waarom die connection te maak nie. Ons glo dat hy maak siekes gesond. En ons bid dat die spoegspad vir die siekes en hulle word nie gesond nie. Somewhere glo ek, maar ek glo nie. Ek weet nie, julle moet ouens wat Bybelstudie doen, julle my kom sê. Ek weet nie waar die connection is nie. Mensekind, kan hierdie bene lewe? Kan dit lewendig word? Yes, of course, Here. En ek dink as hy vir my sê, doen dit, dan staan ek, dan weet ek nie wat om te doen nie. Lack of faith.
Die ding is, ons bely dit, maar ons glo nie dit kan gebeur nie. Ons glo God kan siekes gesond maak. Ja, u sien, daar is nie, en hier kom die ding, daar is nie 'n kits oplossing vir alles nie. Ons is gewoond aan kitsgoed. As ek nou bid, weet die Here baie vinnig maak. Ja. No, Ja, dis so. I want to answer now. Nee. En ek dink die Here wil ons vanmôre probeer help, want die Here ken ons lewens. Hy weet dat ons struggle in hierdie valleie van die lewe. Wie wat's great? Die Here sê vir hom, en hy sit hom in die laagte neer, en hy sê, gaan by hierdie bene verby. Moenie op hulle trap nie, want hulle is vir my kosbaar. Ja, okay. Moenie hierdie bene wat uitmekaar uit is, bo op hulle trap. Moenie hulle vertrap nie, want hulle is kosbaar. Maar kyk, want ek wil hê jy moet sien dat hulle baie dor is. Ek wil hê jy moet sien hulle is bleek. En kyk die voorstelling wat die Here doen. Hy maak hierdie prentjie so down and out. Selfs met Abraham, selfs met baie ander dinge in die Bybel. Hierdie bene is nie net uitmekaar en dood nie, hulle is dor gebrand, die son het hulle sat gebrand. Die kop lê weg van die bene af en die hakskene lê die kant. Maar pas op, moenie op hulle trap nie. Hulle is kosbaar. God antwoord gebed. Psalm 65 vers 3. Ek het hom ergens geskryf. Wie het 'n Bybel? Lees gou vir my Psalm 65 vers 3 en 4. Brul hê van. Ek wil nou nie eens vra wie het hulle Bybel saamgebring vanmôre. As my Bybel by die huis is, wonder ek of daar stof op is. Of lê die huisgenoot bo op hom. Jy gryp as dan? Ja. Lees vir ons. O hoorder van die gebed, tot u moet alles vrees kom. Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, Net maar so. u versoen ons met hierdie dinge. Dis hy. O hoorder van gebed. God se woord sê dat hy is die hoorder van ons gebed. Hy sê, "Boet, ek bid teen die ceiling vas." God hoor nie meer my gebed nie. I've tried it many times and there's no answer. Daar is 'n proses wat ons moet leer om God te vertrou en te glo. Dit is 'n gradual proses en ek wil jou vanmôre help met dit. Weet jy wat? Sarah, ek het al daaroor gepraat. Abraham, die Here sê vir Abraham, wat onvrugbaar is, wat oud geword het, met 'n barren vrou, sê hy, ek gaan jou die vader van baie nasies maak. Wat gebeur? Abraham glo dit. Onthou, hy was impotent, hy was verby sy tyd. En die Here sê dat ek gaan jou die vader maak. Met ander woorde, Abraham, jy gaan weer kinders hê. En toe Abraham dit glo, toe word hy vrugbaar, want toe hy by Hagar inkom, toe het sy 'n kind. Ja. Sarah het dit nie geglo nie, toe wag sy, ek dink 15 jaar. Wat was die probleem met Sarah? Sy wou 'n instant reaction hê. En toe glo sy dit nie. En wat doen sy? Sy bring haar kind of opinie. Sy sê nie eintlik het God nie bedoel ek nie, hy het bedoel Hagar. En weet julle wat 'n prys betaal ons vir hierdie ongeloof in ons lewe? Dan neem ons eie besluite en ons dink wat ons dink dis goed en dan bring ons Hagar in ons lewe en ons kry Ismaeltjies.
En Ismael maak my lewe hel. Jesaja 55 vers 11, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Hy praat van die woord van God, die Bybel. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. God sê, wanneer ek iets gesê het, sal dit voorspoedig wees waartoe ek dit stuur. Vers 4 sê, daarom sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorpbene, hoor die woord van die Here. Vers 5, so spreek die Here, Here, tot hierdie bene. Johannes 14 vers 10 sê die Here Jesus, hulle praat oor baie goed en hy praat met die disippels en hy sê, dat die werke wat ek doen, is nie uit myself nie, maar deur die Vader wat in my is. Ek wil hê julle met hierdie ding vanmôre net raak sien. Dis nie ek wat die wonderwerke doen nie. Dis nie julle wat die wonderwerke doen nie. Dis God se Gees wat in my is wat die werke doen. Jesus bely dit. Hy sê dit. Dis nie ek wat die werke doen nie. Ek spreek nie my eie woorde nie. Ek sê dit wat God se Gees in my sê om vir julle te sê. Wanneer ek vir 'n sieke bid, gebruik die Here my stem, maar dis God se Gees wat in my is wat die wonderwerk doen. Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Spreek jou probleem aan en sê probleem, wat ook al dit is, so sê die Here. Nou wil ek jou challenge vanmôre. Wat is jou probleem? Ons almal sin verskil. Wat is jou probleem? Nou sê die Bybel, spreek dit aan. Wat Jon het hom baie stories vertel. Pastor, weet jy wat, dit klink stupid, met respek gesê. Nou moet ek wat my probleem is, kom ek vat 'n voorbeeld, kom ons sê ek is 'n alkoholist. Nou moet ek vir hierdie alkoholist sê, so sê die Here. Martin, dit maak nie sin nie. Die eerste plek moet ek eers kyk of ek kan erken dat ek 'n probleem het. En nou moet ek met hierdie probleem praat, dit klink of ek getrek is. Dit klink of ek simpel is, want nou moet ek met myself praat oor my probleem en vir my probleem sê, so sê die Here. Here, Here, Adonai, Jehovah. Kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig word. Dis wat ek nou vir my probleem moet sê. Ek spreek my probleem aan, wat ook al dit is, dorpbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here. Nou vra ek myself vanmôre af, wat sê die Here? Die Here sê, ek bring gees in julle, sodat julle lewend kan word. Die woord van God kom vanmôre op hierdie tyd, hierdie gedeelte, kom God vanmôre en hy sê vir jou, praat met jou probleem en sê vir hierdie probleem, so spreek die Here. Wat sê die Here? Ek bring lewe in jou. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom. Ek wil 'n klomp goed daaroor sê, dit gaan te lank wees. 'n Vel oor julle trek en gees in julle gee. Jy sien, kind van die Here, dis nie sommer net woep daai geraamte opgestaan en nou is jy reg om te fight nie. Daar was 'n proses gewees. En ek dink dis hierdie proses wat die Gees van die Here vanmôre vir my en vir jou wil leer om sukses in ons lewens te hê. Die Here het die ability om dit onmiddellik te doen, in 'n oomblik. Maar ons moet die wonderwerk van voorsiening aanskou en dit verstaan. Ons moet imagine vanmôre dat wanneer ek met my probleem praat, dat daar 'n proses gaan wees. Jesaja 30 vers 19 sê, sodra hy hoor, antwoord hy jou. Jy sê, Boet, nee, verstaan nie daai ene nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die oomblik wat jy bid, die oomblik wat jy die Here iets vra, antwoord hy. Die Bybel sê dit. En ek wil dit glo. Maar ek is nie bereid om vir die proses te wag nie. Ek wil dit instant hê. Nou.
Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net daaraan dink. Ek wil hê, weet jy wat, die proses gaan jy nie weet nie. Jy sal met God vertrou. Toe die Here vir Abraham sê, ek gaan jou 'n vader van baie nasies maak, het hy nie besef wat die proses gaan wees nie. En dit is ook nie my saak nie, dit is God se saak. Maar die oomblik as ek bid, Magda, God het lankal jou gebed gehoor. Maar daar's 'n proses. En in hierdie proses wil God deur sy liefde, deur sy barmhartigheid, deur sy genade, wil hy hê dat ek hom sal vertrou, dat hy die ability het om te doen wat hy gesê het. Sodra hy hoor, antwoord hy jou. Jesaja 65 vers 24. En voordat hulle roep, sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Dis God se woord wat dit sê, nie ek nie. God is not a man that he should lie, nor the son of man that he repent. God gaan nie vanmôre sê, "Boet, jy het verkeerd verstaan, dis nie wat ek bedoel het nie." God bedoel, as jy bid, en hy sal hy jou antwoord. Maar ek moet vanmôre verstaan dat daar is 'n proses, want 'n kind van God, om kind van God te wees is 'n proses. Dis 'n verhouding, dis iets waar daar groei is. God wil my leer om lankmoedig te wees. God wil hê ek moet hom glo dat alles beter sal gaan. Maar ons is nie bereid om dit te doen nie. God is nie 'n man dat hy sou lief nie, en 'n mensekind dat hy hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Ja. Verstaan jy, kind van die Here? Somehow, dink ek nie, ons verstaan wat God se woord beteken nie. Ons het die resep, ek het die resep vir elke ding in my lewe wat God kan waarmaak, want ek is sy kind. As julle my bly en my woorde in julle, sal jy vra net wat jy wil hê. Kan jy dink dat God so iets vir jou sê? Jy kan vra net wat jy wil hê, ek sal dit vir jou gee. Glo dit nie. Terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Baie van julle sit nou met julle self en praat, en jy begin vir die Here sê, jy praat met die Here oor hierdie goed. Die Here sê, sodra, voordat hulle roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog spreek, ek wil hê jy moet nou weet, dat God is besig om jou te verhoor, maar daar's 'n proses. En miskien moet ons oor hierdie proses sometime bietjie gesels. Watchman Nee, 'n man van God, het kanker. En hy lê baie siek in sy bed en hy bid. Hy vra die Here moet hom gesond maak. Die Here sê vir hom, staan op. Hy sê, Here, ek is siek. Ek kan nie eens beweeg nie. Die Here sê vir hom, staan op. En nou het 'n paar dinge tussen gebeur en eventually besluit hy om te luister en hy staan op met baie moeite en hy gaan sit reg op sy bed. Die Here sê vir hom, staan op en loop. Hy sê, ek kan nie. My omstandighede, my droë bene, dor bene. Eventually, lang storie, staan hy op en hy begin loop. Die Here sê vir hom, gaan teen die trappe af. Hy sê, ek kan nie. En nou begin ons met daai redekabels. Here, U weet hoe siek is. U weet ek het nie krag nie. En al die goed wat ons vir die Here sê. En die Here sê vir hom, gaan teen die trappe af. En dis ver trappe blykbaar gewees. En toe hy onder by die trap kom, toe hy sy voet op die vloer neersit, toe maak die Here hom in 'n oomblik gesond. Die proses. Die proses. En weet jy wat, kind van God, ons moet vanmôre die proses verstaan.
En ek wil hê dat julle hierdie ding by die huis, hierdie boodskap by die huis moet gaan bestudeer. Ek het baie tyd aan hierdie boodskap bestudeer en ek het geluister wanneer God met my praat. Gaan kyk wat is die proses wat, en jy gaan dit nie in boeke lees nie. God se gees gaan in jou gees werk en hy gaan vir jou sê ek wil jy moet dit doen en ek wil jy moet doen. Jy gaan party van hierdie dinge sê, maar Here, dis stupidity. Ons wil mos balance wat God vir my sê om te doen. Hy moet my die easy going gee. In die meantime gee hy vir my goed wat so moeilik is, wat nie vir my sin maak nie, maar hy wil my toets. Soos hy vir Abraham getoets het en vir Sarah getoets het. Sarah lag, sy sê, is jy nou simpel? En partykeer kom die Here en hy antwoord my gebed, maar ek dink dis simpel. Hoe kan God vir my so iets sê om te doen? Kom ons gaan na die heel onder toe, daar waar hy donker gedruk is. Ons word vanoggend gesê om ons dooie dorbene te bekyk van alle kante af. Ek wil hê met vir 'n oomblik, ek is klaar. Ek gaan op nie 'n altaar kom maak nie, ek wil hê met dit by die huis gaan doen. Want jy sien, is maklik, pastor, ons is mos geleer om die goed te doen. Ons preek en ons maak 'n altaar kol, ons bid dat die spoegspad en ons gaan huis toe en ons daar 'n taxi voor my en res terug waar ek was. Ons word vanoggend gesê om ons dorbene te bekyk. Wat is die dorbene? Ek wil hê met vanmôre jou mind opmaak, wat is hierdie vallei waarin jy is? Wat het gebeur in jou lewe dat jy in hierdie vallei van doodsbeendere gekom het? Wat is hierdie doodsbeendere? Ek is nou klaar, Tom. Jy sien, ek kan nie net 'n preek aframmel om klaar te kry sodat jy kan huis toe gaan nie. Ek het 'n boodskap van God om vir jou te sê sodat jy kan gaan toepas wat God in jou lewe wil hê. Wat is die dooie beendere? God sê, kyk na dit. Loop verby, loop op en af. Kyk wat is jou probleem. Ek wil hê met vanmôre deeglik, jy sê ek weet presies wat my probleem is. Die Here sê, kyk wat jou probleem is. Kyk hoe bad dit is. Kyk hoe dor het dit geword. Kyk hoe dit geword dat dit lyk of daar geen ding is wat hier geen hoop is nie. Ek bly met ergens in jou Bybel of ergens op by dinge 'n nota maak, Romeine 4. Dan wil ek hê kyk in die Amplified, dan lees jy daai ding in die Amplified. Ons kyk na ons bene van alle kante af. God vra dan vir my vanmôre, mensekind, God praat met jou vanmôre. Hy sê, mensekind, sê jou naam. Kan hierdie bene lewendig word? God vra jou vanmôre, dink jy ek kan iets omtrent jou probleem doen? Wie wat sê ons? Ja, Here. Want ons glo dit genuine. Ons glo dit. Ons glo die Here kan oë gesond maak. Die Here sê vanmôre, kyk. Kyk wat sê die probleem. Kyk wat dit is. Dan vra hy, dink jy ek kan dit doen? Ek het al soveel keer gebid. Maar miskien wil God vanmôre hê ek moet kyk na die proses. Want deur die proses, kind van die Here, en ek wil hê jy moet dan dit besef, deur die proses van antwoord trek God jou nader met koorde van liefde. Want hy wil hê jy moet weet wie hy is. Hy wil hê jy moet weet hy gee vir jou om. Ek het jare terug in een van my ou Bybels geskryf, God led his disciples into a storm. Dis bad. God led his disciples into a storm so that he could do a miracle for them. Dis unfair, né? Here, laat my in 'n storm kom. Sodat die vir my, weet jy hoekom? As ek nie in 'n storm is nie, sien ek nie miracles nie. Kyk wat het God vir julle gedoen. Jy gaan nog getuig daai dan. God vra dan vir jou, mense kan hierdie bene weer lewe. Wat is jou antwoord? Dis maklik vir iemand wat nie probleme het nie. Is maklik as jy nie siekte in jou huis het nie. Dis maklik as jy nie dood in jou huis het nie. Dis maklik as jy al hierdie dinge nie in jou huis het nie, maar vra vir hom wat hierdie goed het. Hoe voel dit? God sê dan deur sy woord. God sê vanmôre, die woord van God sê vanmôre, ek moet vir jou sê,
profeteer oor hierdie bene. Om te profeteer beteken to speak forth or declare a message inspired by God, acting as a divine spokesman. God maak jou vanmôre 'n divine spokesman deur die bonatuurlike krag van sy Heilige Gees en hy sê vir jou deur sy Gees, sê vir jou probleem, ek sê. Jy sien, dit change die hele ding. Dorbene, hoor die woord van God. Geïnspireer deur die Heilige Gees, spreek jy vanmôre jou probleem aan en jy sê, probleem, hoor die woord van God. Kanker, hoor die woord van God. So sê die Here. Hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie dorbene. Daar staan, onthou julle wat het Jesus gesê toe hy versoek was in die woestyn? Daar staan geskrywe. Sê vanmôre vir jou dorbene, daar staan geskrywe. That God is able om te doen wat hy gesê het, dat hy dit sal kan doen. Kyk, ek bring gees in julle. Sê vanmôre vir jou probleem deur die inspirasie van die Heilige Gees. So sê die Here, ek bring lewe in jou. Sodat jy lewendig kan word.